Handelinge 16 vers 25 en 26 sê, teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fundamente van die tronk geskit het. Al die tronkdeure het oopgevlieg en al die gevangenes se kettinge het losgekom. Gebed is nie om God te kry om jou wil te doen nie. Gebed, my vriend, is om my en jou gereed te maak om sy wil te doen. En let in vandag se skrif op dat as Paulus en Silas die soort gebedslewe gehad het waar hulle met God sou praat oor wat hulle wou hê, sou hulle gesê het, Here, maak ons vry. In plaas daarvan om vir God te vra hoekom hulle in hierdie moeilike omstandighede beland het, of om hom te vra om hulle daar uit te kry, het hulle God gedank en lof gebring aan hom. Al was hulle nog in die tronk, het hulle besef, hy is steeds op die troon. En al het hulle nie noodwendig verstaan hoekom hy toegelaat het dat hulle in die tronk gesit word nie, het hulle geglo dat hy die God is wat hulle kan verlos. Daarom het hulle om middernag lofsange tot eer van God gesing, en skielik is hulle vrygelaat. Wanneer jy met die koning begin praat oor wie hy is, oor wat hy gedoen het en oor wat hy gaan doen, beteken dat jy is bereid om hom te vertrou net waar jy is. En wanneer jy dit doen, my vriend, begin hemel en aarde beweeg. Die heerlikheid van God vul jou lewe met krag, kettinge van verslawing word gebreek en gevangenes word vrygelaat. Here, dankie vir die lering uit u woord, deur die eenvoudige lewe van Paulus en Silas. Here, help ons om wanneer ons in omstandighede is wat ons nie verstaan nie, dat ons u net sal loof en prys en eer, want u is waardig om aanbid te word. En Here, u hou alles in u hande. Ons loof u, ons prys u en ons eer u net in Jesus se naam. Amen.